Vanoggend doen ons Johannes 14 vers 1 tot 7, waar Jesus sê, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Kom ons lees van vers 1. Julle moenie ontsteld wees nie, glo in God, glo ook in my. In die huis van my Vader is daar baie woonplek. As dit nie so was nie, sou ek nie vir julle gesê het, ek gaan om vir julle plek gereed te maak nie. En as ek gegaan het om vir julle plek gereed te maak het, kom ek terug en sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan wees waar ek is, en julle ken die weg na die plek waarheen ek gaan. Thomas sê toe vir hom, Here, ons weet nie waarheen u gaan nie, hoe kan ons dan die weg daarheen ken? Jesus sê vir hom, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. As julle my ken, sal julle my Vader ook ken. En van nou af ken julle hom en sien julle hom. So dit tot sover. Jesus begin met die woorde, julle moenie ontsteld wees nie, glo in God en glo ook in my. En dit is belangrike woorde daar. Want in die lewe kan ons so maklik ontsteld word oor dinge wat gebeur. Ons kan so maklik ontsteld word deur die omstandighede of situasies of waarom ons onsself ook bevind. En dan kom Jesus en hy sê, moenie so ontsteld wees nie. Glo in God en glo ook in my. En dan kom hy met die belangrike uitspraak om te sê, julle ken die weg na die Vader toe. Ek is die weg, die waarheid en die lewe. Julle ken die pad. Julle hoef nie te verdwaal nie. Julle moet net in my glo. Nou wat sê Jesus as hy sê ek is die weg? Nou hierdie kan mens eintlik in 3 preke sit, so ek gee net so 'n oorsig vanmôre oor wat Jesus sê wanneer hy sê ek is die weg, die waarheid en die lewe. Nou ons almal weet in Matteus 7 vertel Jesus van die 2 paaie, die 2 weë. En dat hy sê, daar is 'n nou poort en daar's 'n breë pad. En daar's op die breë pad is daar baie mense wat daarop gaan, maar op die smal pad is daar min mense wat daarop gaan. So wat Jesus eintlik vir ons sê, wanneer hy sê, ek is die weg, dan gaan hy sê, baie mense gaan dit nie glo nie. Baie mense gaan dit nie aanvaar nie, hulle gaan hulle eie pad wil kies, wat hulle op wil gaan. En daarom is dit vir ons belangrik om vandag net vir onsself te besluit, kom ons stop 'n bietjie, rooi lig, op watter pad is ek? Is ek nog op die regte pad? Of het ek al so 'n bietjie van die pad afgeval, en is ek al 'n bietjie meer op die breë pad? So die rooi lig is aan om te sê, is Jesus nog die weg in my lewe? En dan sê Jesus, niemand kom na die Vader behalwe deur my. Daar's nie ander paadjies wat ons kan stap nie. Jesus is die enigste weg. Hy is die alleen weg. Daar's nie ander maniere nie. As jy 'n ander manier kies, dan is jy al klaar op die breë pad. Maar Jesus is die enigste weg waarop ons kan gaan. En dan sê Handelinge 4 vers 12, skryf Lukas, en hy sê, Jesus bring die verlossing, niemand anders nie. Daar is geen naam op hierdie aarde aan die mense gegee waardeur God hulle verlos nie. Daar is net een naam, en dis Jesus Christus. So Jesus is die weg. Jesus is die een wat die pad. Die tempel het hulle mos die voorplein gehad, en dan het hulle die tempel gebou gehad met die heiligste, en dan die voorhangsel, en dan die allerheiligste agter die allerheiligste toe gaan nie. Die priester moes met die sondeoffer, met alles kon hy ingaan daar, maar hy het met angs en bewe wat hy ingegaan het, want as hy dit nie reg doen nie, kan hy doodgaan. En dan kom Jesus in Hebreërs 9 vers 12, en dan lees ons daar dat hy met sy eie bloed, nie met die bloed van enige lammetjie nie, onthou jy ons het verlede Sondag het ons gesê, Jesus wat die goeie herder is, het ook die lam geword,
wat vir ons geslag is. En met daai bloed het Jesus die weg geword na die Vader toe, want hy deur die voorhangsel wat sy liggaam is, het hy deur die voorhangsel sy bloed gevat om na die Vader toe te gaan om vir ons verlossing te kry. Daarom is hy die enigste weg. Daar is nie 'n ander manier wat ek en jy vrye toegang tot die Vader kan kry behalwe deur Jesus nie. Ons kan nie na die Vader toe gaan deur beelde of deur Moeder Maria, en ek is eintlik so bly dat die paus die verklaring gemaak het dat Moeder Maria kan jou nie verlos nie. Dis net deur Jesus. So daar is geen weg net deur Jesus wat ons verlos kan word. En deur Jesus het ons vrye toegang tot by die Vader. Is ons nie bevoorreg nie. As ons nog voor Jesus geleef het, dan moet ons lammetjies gebring het en duiwe en beeste en bokke en alles en ons moet hulle slag. En ons kon nie eers deurgaan na die Vader toe nie. Ons moet maar die priester vertrou met ons sonde. En hier kom Jesus en hy sê, maar ek is die weg, die waarheid en die lewe. Maak vir jou pad oop na die Vader toe. En dit maak het vir ons soveel meer die moeite werd om te weet, Jesus is die weg vir ons. Jesus is die weg van die waarheid. Daar is nie leuns in sy verhaal nie. En 2 Petrus 2 sê dit vir ons dat waar Jesus is waarheid. Daar is nie plek vir leuns nie. En dit is die pad wat hy vir ons gee. Die pad van waarheid. En dan sê Jesaja 35 vers 8, dat hy is die pad van geregtigheid en heiligheid. En onrein mense wil nie daai pad loop nie. Want die oomblik wanneer jy die pad van geregtigheid loop en van heiligheid loop, dan kan jy nie meer die verkeerde goed doen nie. Dan kan jy nie meer in die donker goedertjies doen en dink jy is okay nie. Want as jy die pad van Jesus stap, dan is alles in die lig. En as jy ook nie bang vir die lig nie. Jy is ook nie bang vir die donker nie. Want jy weet, jy is op die pad van heiligheid, op die pad van geregtigheid. En dis die pad wat Jesus vir ons kom skep het. En net mense wat deur Jesus gered is, Jesaja 35 vers 9 sê, net mense wat deur die Here gered is, sal die pad gebruik. Want as Jesus jou weg is, as Jesus jou pad is, dan is die ander goed nie meer lekker nie. Dan is die ander goed nie meer vir jou die moeite werd nie. Dan gee dit nie meer vir jou die plesier wat dit vir jou gegee het nie, want jou plesier is in Jesus. En dit is vir jou lekker om die Here te doen. Ons kom net nou by die lewe. Nou hoe bly ek op hierdie pad? En Dawid het vir ons die antwoord gegee in Psalm 119 vers 105, waar hy sê, U woord is die lamp vir my voet en die lig op my pad. En dit is hoe ons, hier is die liggie vir die pad. Is die flits vir my voet, wanneer ek kort trekies moet gee, maar het ook my brights, wanneer ek ver moet gaan en wanneer ek ver moet sien. En daarom is die woord van God so kosbaar, want dit is in alle omstandighede vir jou, is dit vir jou daar. En dit is wat dit so lekker maak. As ons gaan kamp en ons moet in die aand stap, is 'n flits goed genoeg. Want dit help ons om van punt A na punt B te kom. Maar as ons met 'n kar ry, dan is 'n flits nie goed genoeg nie. Dan het ons skerp ligte nodig. En dit is wat die woord vir ons doen. Es maak nie saak in watter omstandighede jy is nie. God se woord is genoeg, is sufficient vir daai situasie waarin jy is. Jy het nie iets anders nodig nie. En hy sal vir jou die weg wys. Hy sal vir jou sê, maak nou so, maak nou so, maak nou so. En dit is wat so lekker is van die woord, wat vir ons die weg wys. Dawid bid ook in Psalm 86 vers 11, leer my u pad, Here, ek wil wandel in u waarheid, leer my u met toewyding dien. En hierdie gebed vat al drie saam. Leer my u pad, Here, ek is die weg. Ek wil wandel in u waarheid, ek is die waarheid. Leer my u met toewyding dien,
ek is die lewe. Dit is nie amazing hoe die Bybel by mekaar kom. En Dawid, wat 'n man na God se hart was, besef het, maar God is my weg, God is my waarheid en God is my lewe. En dan kom Jesus en hy bevestig net dit en sê, maar ek is die weg, die waarheid en die lewe. En daarom is dit so belangrik om 'n verhouding met Jesus te hê. Goed, Jesus is die weg, die robot, verkeerslig, die rooi wat vir ons sê, wow, stop, as jy nog op die regte pad. En ons het nodig om partykeer net te stop. En net 'n bietjie te kyk, net te observeer, hoor jy, wat gaan aan in my lewe? Is Jesus nog my weg? En dan sê Jesus, ek is die waarheid, die geel lig, die oranje lig van die verkeerslig, waar ons wees versigtig, oppas, kyk mooi, moenie net goed neersit nie, hou op. En waar Jesus sê, ek is die waarheid, kom sê hy vir ons, wow, wees 'n bietjie versigtig, maak seker dat dit wat jy lees en dit wat jy sien en dit wat jy hoor, dat dit die waarheid is. Moenie net alles vir soetkoek opeet nie. Maak seker dat wat jy hoor, wat jy sien, wat jy ervaar, dat dit die waarheid is. Ons weet Jesus is die waarheid, maar ons weet die Satan is die vader van die leuen. En dit is vir ons so belangrik om die waarheid te kies, sodat ons nie in die leuen verval nie. Want Satan kom met leuns om vir ons te sê, die een leuen wat hy sê, ag man, daar's baie maniere om by God uit te kom. Die nuwheidsbeweging wat sê, ag man, alle godsdienste is okay. Solank jy net glo in 'n supernational wese sal mooi raak sê, hoe jy daar uitkom, maak nie saak nie. Jy moet net daar uitkom. En dan sê Jesus, wees versigtig, dit is nie waar nie. Daar's net een waarheid. En daardie waarheid is Jesus Christus. Jy kan nie by God uitkom deur 'n godsdienstige persoon te wees nie. Jy kan nie by God uitkom deur jou goeie werke en harde werke en met goeie werke te dink, nou gaan ek in die hemel kom nie, of deur die wette slaaf te volg en die wette slaaf na te kom nie. Efesiërs 2 vers 8 en 9 sê, julle is uit genade gered deur geloof. Hierdie redding kom nie uit julleself nie. Dit is 'n gawe van God. Dit kom nie deur julle eie verdienste nie. En daarom het niemand enige rede om op homself trots te wees nie. God deel nie sterretjies uit nie. Hy het klaar die groot ster vir ons gegee. Ek en jy moet dit net aanvaar as die waarheid. God kyk en sê, jy was nou hierdie jaar van die 52 sondae, was jy nou 50 sondae in die kerk. Mooi so, jy het 'n trappie nader aan die hemel. Of, wow, mooi, as ek jou sien, dan doen jy net goeie werke, en jy doen net altyd goed aan mense. Nee, mooi so, jy het 'n trappie nader aan die hemel. Of ek sien, jy kom die wette slaaf na, jy breek nie een wet. Jy is nou soos daai ryk jong man wat al die wette nakom. En dan sê Jesus vir hom, mooi, jy's nou net, jy's amper by die pearly gates. Doen nou nog net een ding. Gaan verkoop alles en volg my. Jy kan nie deur die wette onderhou, of deur 'n goeie mens te wees, kan jy nie in die hemel ingaan nie. Dit is nie my verdienste nie. Dit is genade. My keuse om Jesus in my lewe in te nooi. Maar ek kan hom nie beïndruk deur goeie werke nie. Ek doen dit omdat ek dankbaar is. Ek doen dit omdat dit lewenswyse geword het. Dis hoekom ons dit moet doen. Jy doen dit omdat dit is wie jy word. Al die ou dinge het verbygegaan. Alles het nuut geword. Dit is die werk van God. En wanneer jy Jesus in jou lewe kry, dan verander jy. Nie omdat jy so oulik en goed is nie, maar omdat God in jou werk en jy die waarheid beleef.
Daar's net een middelaar, en dis die groot waarheid. Daar's net een middelaar tussen God en mens, en dis Jesus Christus. 1 Timoteus 2 vers 5 sê vir ons, daar is immers net een God, en daar is net een middelaar tussen God en die mense, die mens Jesus Christus, wat homself as 'n losprys vir almal gegee het. Daar's nie ander maniere nie. Jy kan nie by God uitkom op 'n ander manier nie. Net deur Jesus Christus. En ek weet daar's baie vrae rondom, ja, maar is ons Christene nie arrogant om dit te sê nie. Wat van al die ander godsdienste waar mense sulke goeie mense is, en waar mense so wonderlike lewe lei, dan is die antwoord, ek is die weg, die waarheid, en die lewe. Niemand kom na die Vader, behalwe deur my nie. Al probeer ons kompromie aangaan, al probeer ons sê, ag man, dit is maar okay. Dis nie okay nie. So hard soos wat dit is, dis nie okay nie. Die tweede leuen wat Satan vir ons wil sê is, man, jy kan God ken sonder Jesus. Jy het nie Jesus nodig om die Vader te ken nie. Jy kan sommer bypass en direk by die Vader uitkom. Jy moet nooit 'n oranje lig bypass nie. Want jy mag dalk iemand wat die lig skiet, mag dalk in jou vasry. Jy kan nie Jesus bypass nie, om God te ken nie. Jesus maak die Vader aan ons bekend, in Johannes 1 vers 18. Jesus het juis aarde toe gekom om die Vader aan ons bekend te maak. Jesus sê in Johannes 14 vers 6 tot 9, wie my, Jesus, sien die Vader. En hy sê vir hulle, julle weet die weg na die Vader toe. En dan sê Thomas, nee, ons weet nie, vertel vir ons. En dan sê Jesus, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Jy kan nie God ken as jy nie vir Jesus ken nie. Want as jy Jesus ken, dan leer jy om te bid, onsse Vader, dan leer jy hoe om te lewe, dan leer jy watter besluite om te doen. Dan weet jy dat Jesus is jou middelaar, Jesus is die weg na die Vader toe, wat die kloof van sonde kom oorbrug het, sodat ek kan my hand uitsteek en dan verbind word met die Vader. Jesus is die voorhangsel na die allerheiligste toe. As nie meer net 'n gordyn nie, maar as Jesus se liggaam wat tussen my en God kom staan het, sodat ek deur Jesus by die Vader kan uitkom. En dan is die duiwel ook nou nog besig om vir ons te kom vertel, maar God versoek jou. Wat is die waarheid? God versoek nie, God beproef. Dit is Satan wat versoek. En hy probeer ons te oorreed, maar dit is God wat ons versoek. Maar hoekom sal Jesus dan bid en sê, en lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose, want wie versoek? Die bose. Onthou, Satan is die vader van die leuen, en hy sal enigiets doen om my verhouding en jou verhouding met Jesus Christus te laat skipbreuk bly. Hy sal enigiets doen om ons te laat twyfel. Hy sal enigiets doen om ons te laat voel, maar hoe kan 'n God van liefde dit nou doen? Hoe kan 'n God van liefde nou my versoek? Hoe kan 'n God van liefde my nou laat toelaat om in die versoeking in te gaan? Op pad vir die leuns van die vyand. Wat het in Genesis 3 gebeur? God het vir Adam en Eva gesê, weet julle wat? Man, hier is 'n tuin vol vrugte en alles wat julle van kan eet. Moet asseblief net nie van daai boom eet nie. En wat sê die slang? Ag nee man. Weet julle wat is die lekkerste vrugte? Hierdie boom se vrugte. Klink my hierdie ding is nou pak. Die batterytjies is in my. OK, dink net oor wat ek gesê het, ek gaan nou die batterytjies haal.
Goed, so Satan kom baie keer. 'n Pel van my in Mandalore het altyd gesê, hy praat die waarheid snaaks. Maar eintlik lieg hy. En ons moet oppas daarvoor. Ons moet oppas dat hy nie vir ons, soos wat hy vir Eva gelief het, vir ons ook lief en ons naderhand glo, en dan is ons in die moeilikheid nie. 1 Korintiërs 10 vers 13 is 'n baie belangrike teks, wat ons baie keer net sê, en ek wil hom graag lees, 1 Korintiërs 10 vers 13. Julle gaan hom herken. Geen versoeking wat meer is as wat 'n mens kan weerstaan, het julle oorval nie. En dan stop ons baie keer net daar, nee. Dan sê ons, man, geen versoeking wat jy kan sal jou oorval wat jy kan weerstaan nie. Maar ons lees nie die volgende teks, die volgende deel nie. En dis die belangrikste. God is getrou. Hy sal nie toelaat dat julle bo julle kragte versoek word nie. As die versoeking kom, sal hy ook die uitkoms gee, sodat julle dit kan weerstaan. Ons kan nie net die eerste deel van die teks uithaal nie en sê, nee, geen versoeking sal op my pad kom wat ek nie kan handle nie. Jy gaan geen versoeking kan handle nie. Glo my, vry. Maar wanneer Jesus Christus my waarheid is, en die versoeking kom na my toe, dan gaan ek die leuen en die waarheid kan onderskei en gaan die volgende deel wat sê, God is getrou. Hy sal nie toelaat dat julle bo julle kragte versoek word nie. As die versoeking kom, sal hy ook die uitkoms gee, sodat julle dit kan weerstaan. Maar dis God wat ons die krag gee, dis God wat vir ons die leiding gee, sodat ons die versoeking kan weerstaan. Geen mens is sterk genoeg om 'n versoeking op sy eie te weerstaan. Toe as die versoeking kom, oranje lig, wow, wag 'n bietjie. Wat is hier aan die gang? Here, wat is die waarheid? Here, help my, dat ek nie val vir hierdie versoeking nie. God versoek ons nie. Kom sal God ons versoek en dan help uit die versoeking uit. Satan versoek ons, en God keer. Lei ons nie in die versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Jesus is die volle openbaring van die waarheid van God. Wat is die waarheid? Ek is die opstanding en die lewe. Jesus is gebore, Jesus het gesterf, Jesus het opgestaan en Jesus het opgevaar. Dis die evangelie in 5 punte. Jesus is gebore, Jesus is gekruisig, Jesus het opgestaan, Jesus het opgevaar. Jesus is gebore, Jesus is gekruisig, Jesus het gesterf, Jesus het opgestaan, Jesus het opgevaar. Dit is die 5. En as ons die evangelie in daai 5 punte kan onthou, dis die waarheid. Waar jy ook al beweeg, en jy vra vir enige iemand, wat glo jy? En hulle sê, Jesus is gebore, Jesus is gekruisig, Jesus het gesterf, Jesus het opgestaan, Jesus het opgevaar, dan kan jy sê, tja, ons glo saam. Dis die waarheid. Jesus is die lewe. Hy groen lig, wat maak ons dat hy groen lig aangaan? Kom, wees nog eerlik. Kyk, ons hou die ander liggie dop, nee, die rooi liggie, die liggie so verander, nee, dan veral as jy voor is. So hier en daar kry jy iemand wat er spijtvoel is en verstadig wegtrek, net om ander agterom te irriteer. Die rooi lig sê vir ons, dink 'n bietjie, is ek op die regte pad? Die geel lig sê vir ons, wow, wag 'n bietjie, is dit wat ek nou gehoor het, is dit wat ek nou gesien het, die waarheid? En die groen lig sê, as kind van God, het jy die lewe gekry, en dit in oorvloed. Jy moet dit lewe.
Trap hy petrolpapier, trap hom. Geniet die lewe, gaan voluit. Dis joune. As jy Jesus as jou persoonlike saligmaker en verlosser aanvaar het, moet jy die lewe voluit lewe. Want Jesus is die bron van lewe. Ons lees in Genesis 2 vers 7, nadat God die mens gemaak het, wat het hy gedoen? Hy het sy asem in die mens ingeblaas en die mens het begin lewe. En ek sien dit elke keer, weet as die dokter die babatjie so op die bout slaan en hy babatjie asem so in en hy skree so, dan sien ek hierdie prentjie van God wat sy asem in hierdie babatjie inblaas, dat hierdie babatjie kan lewe. So God gee vir ons die fisiese lewe, die lewe hier op aarde. Die feit dat jy lewe is reeds van God af. En nou moet ons hierdie lewe in dankbaarheid voluit lewe vir wat Jesus vir ons gegee het. David skryf in Psalm 36 vers 10, God is die bron van my lewe en dat ek in sy lig lewe. Hy is die bron van my lewe, maar sy lig gee ook vir my die lewe. Hy is nie net die bron van my lewe en nou gaan ek aan op my eie pad nie. Hy het my die lewe gegee, maar elke dag lewe ek saam met Jesus Christus. En dan natuurlik, waar Jesus sê in Johannes 10 vers 10, ek het gekom sodat julle die lewe kan hê en dit in oorvloed. Jesus vat dit wat die God in die begin geskep het, die feit dat hy sy lewensasem in ons geblaas het en ons kan lewe, kom Jesus nou vat dit verder en sê, Johannes 3 vers 16, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Ons het ons rede om ons voet neer te sit en na petrol te trap. Want ons het die ewige lewe. Jy poer langs die pad nie. Go for it. Pas op vir die spitskops. Geniet die lewe. Ons lag te min. Ons gesels te min. Ons is te min vrolik. Ons moet 'n bietjie begin lag. Ons het rede om te lag. Ons het rede om fees te vier. Celebrate life. You only get it once. Gaan mal saam met Jesus. Wat is dan lekkerder as om te lewe en te weet die Here is saam met my, die Here is by my, die Here is met my. En ek die lewe kan geniet en ek die mooi kan geniet en ek alles kan geniet omdat Jesus dit vir ons gegee het. Johannes 11:25 sê, Jesus is die opstanding in die lewe en ons gaan dit nog later doen ook. Daarom moet ons saam met Jesus sterf aan ons sondige natuur en saam met Jesus opstaan. En dis waar ons die ewige lewe ontvang is, wanneer ons sterf van die ou mens saam met Jesus en waar ons opstaan as 'n nuwe mens en die lewe vierkantig in die oë kyk en hom lewe. En ja, as die krisisse kom en die moeilike tye kom en onthou net, jy is nooit alleen nie. Dit is nie net jou krisis nie. Dit is Jesus se krisis ook, want jy leef saam met hom. So, daar enige moeilike situasie in jou lewe is op die oomblik, gaan staan net nader aan Jesus en sê net, hier is ons lewe. Help my, wys my, want ek wil die lewe in sy volheid geniet. 1 Johannes 5 vers 11 tot 12 sê, God het ons die ewige lewe gegee en die lewe is deur sy seun. Wie die seun het die lewe. Wie die seun van God nie, het ook nie die lewe nie. Weet jy hoe bevoorreg is ons? Ons groepie wat hier sit vandag en die wat inskakel, om te weet ons het die lewe, die ewige lewe.
Maar dan moet jy die seën hê. Dan moet jy Jesus Christus as jou verlosser aanvaar het. Dan moet Jesus deel wees van jou bestaan. Dat Jesus moet die sin wees van jou bestaan. Deur hom leef ek, beweeg ek, is ek, sê Paulus. Ons het bevoorreg. Kom ons lewe. Kom ons trap uit petrol, daai dag is groen. Go for it. Partykeer in glad hy rooi, ons moet net 'n bietjie wag. Dit seker wag. Wat 'n pad het ons. Partykeer is hy oranje om ons te sê, hey, dit wat jy nou gehoor het, dit wat jy nou gesien het, dit is die waarheid. Weet julle dat die Bybel sê, moenie eers 'n woord glo wat ek vandag gesê het nie, gaan toets dit aan die woord. So ek wil julle uitdaag, gaan toets alles wat ek vandag gesê het aan die woord. Kom ons vat dit saam. Jesus sê, ek is die rooi lig. Ek is die weg. Daar is net een pad tot verlossing. En dit is deur Jesus. Maak nie saak hoe goeie mense ek is nie, maak nie saak of ek die beste kerklidmaat op hierdie aarde is, en of ek my tiendes elke maand gee, en of wat nie. Daar is net een weg. Dit is Jesus. Ek kan nie God omkoop nie. Ek kan nie God beïndruk nie. Ek kan net vir God lief wees, soos wat ek is. Ek is die weg. Jesus sê, ek is die waarheid. Hy het gekom om die waarheid van God aan ons te openbaar. Oppas, geelig, oppas vir die vyand se leuns. Oppas dat die duiwel nie vir jou goed vertel wat nie waar is. En dat ons dit glo, want dan jaag ons oor die oranje lig, en dan het ons die kans dat daar aan die ander kant ons gaan vasry. En dan sê Jesus, ek is die bron van lewe. Trap uit petrol, geniet die lewe. Gaan voluit. Verantwoordelik saam met Jesus. Geniet dit. En dan bring dit ons weer by Dawid se gebed. Psalm 86 vers 11. En ek dink, dit moet ons maar allemaal neerskryf, en ons moet hom amper op ons yskas sit, so gaan al die dieete, en al die yskas magneetjies, en alles haal, dit 'n bietjie af vir 'n week. Nou plak jy op Psalm 86 vers 11 op jou yskas, of op jou kantoordeur, of agter op die toiletdeur, of waar ook al jy wil. Leer my u pad, Here, ek wil wandel in u waarheid. Leer my u met toewyding dien. As dit jou gebed is, elke dag, dan is Jesus jou weg, jou waarheid en jou lewe. Leer my u pad, Here. Elke dag, Here, wys my, leer my. Ek wil wandel in u waarheid. Dit is my begeerte om in die waarheid te wees. Leer my u met toewyding dien. Leer my om te lewe, soos wat u wil hê ek moet lewe. Amen. Here, baie dankie vir hierdie boodskap. Baie dankie dat u die weg, die waarheid en die lewe is. Baie dankie dat ons nie 'n klip hoef te aanbid, of 'n boom hoef te aanbid, of een of ander onbekende God te aanbid nie. Dankie Here dat ons nie hoef streng riglyne na te kom, wat ons naderhand so in vrees lewe, dat ons bang is vir elke foutjie wat ons maak. Maar dankie dat ons uit genade uitgered is. Dankie dat u vir ons lief is, soos wat ons is. Here, ek bid vir elke persoon wat nog nie tot bekering gekom het nie.
Ek bid vir elke mens wat U nog nie as U weg gekies het nie. Ja Here, dat hulle 'n honger sal hê na U woord en 'n dors sal hê na U aanraking. Maar Here, ek bid ook vir ons wat kinders van die Here is, wat ook maar baie keer nie stop by die rooi lig nie, maar net op ons eie rigting aangaan. Here, dat ons net bietjie sal stop en net sal seker maak, is U nog my weg? Is ek nog op die smal paadjie? Of het ek al lank al op die breë pad geklim, maar ek dink ek is okay. Here, ek bid dat ons ook net partykeer by die oranje lig net so 'n bietjie versigtig wees en net sal dink oor die waarheid. Ja Here, ons word deesdae toegegooi met preke en toegegooi met mense se opinies en toegegooi met allerlei boodskappe. Ja Here, maar ons het nog steeds die verantwoordelikheid om elkeen van daai te gaan toets aan die woord en seker te maak dat dit die waarheid is. Ja Here, dankie vir die gawe van lewe. Dankie Here vir die voorreg om te kan lewe. Ja Here, daar is soveel mense wat van hulle lewe gestroop word deur dinge wat gebeur en deur omstandighede, dat hulle nie meer lewe nie, haal hulle asem. Ja Here, dit is so hartseer om dit te sien. En daarom bid ons Vader dat ons sal lewe en dat ons U teenwoordigheid sal ervaar en sal beleef. Dankie Jesus, dat U ons weg, ons waarheid en ons lewe is. Here, en ek bid dat U ons U pad sal leer. Ek bid dat ons sal wandel in die waarheid en ek bid dat ons U met toewyding sal dien. In Jesus se naam. Amen.